Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Maandag 10 November, die Pasga. Kom ons bid saam. Liewe Vader, vreeslik baie dankie vir die voorreg wat U ons skenk om hierdie studie vandag te kan studeer. Liewe seën asseblief vir die woorde, laat dit ons harte en ons gedagtes mag hervorm. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Waarom is dit noemenswaardig dat Josua toe besluit het om die Pasga te vier, dit ten spyte van die allerdringendste en haas onbegonne taak, naamlik om die beloofde land in besit te neem? Lees Josua 5 vers 10, Exodus 12 vers 6, Levitikus 23 vers 5, Numeri 28 vers 16 en Deuteronomium 16 vers 4 en 6. Ons lees Josua 5 vers 10. Terwyl die kinders van Israel by Gilgal gelaar was, het hulle die Pasga gehou op die 14de dag van die maand in die aand in die vlaktes van Jerigo. Josua 5 vers 10. Ons lees Exodus 12 vers 6. En julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand, en die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. Exodus 12 vers 6. Ons lees Levitikus 23 vers 5. In die eerste maand, op die 14de van die maand, teen die aand, is die Pasga van die Here. Levitikus 23 vers 5. Ons lees Numeri 28 vers 16. En in die eerste maand, op die 14de dag van die maand, is die Pasga van die Here. Numeri 28 vers 16. Ons lees Deuteronomium 16 vers 4 en 6. En daar mag by jou 7 dae lank geen suurdeeg in jou hele grondgebied gesien word nie, ook mag niks van die vleis wat jy die eerste dag in die aanslag tot die môre toe oorbly nie. Maar op die plek wat die Here jou God sal uitkies om sy naam daar te laat woon, moet jy die Pasga slag, in die aand teen sononder, op die tyd van jou uittog uit Egipte. Deuteronomium 16 vers 4 en 6. Die tweede aktiwiteit wat voorrang bo die verowering van Kanaan geniet, is die viering van die Pasga. Dit word op die aand van die 14de dag van die maand Nisan gevier, involge God se oorspronklike voorskrifte aan Moses. Let veral op die simboliese betekenis wat in hierdie onderhouding van die Pasga ter sprake kom, naamlik dat die gebeure in Josua met die in Exodus ooreenstem. Die Pasgafees roep die nag van die 10de plaag, Exodus 12, in herinnering, toe die engel van die Here al die eersgeborenes in Egipteland om die lewe gebring het, terwyl die Israeliete sin gespaar was. Hierop volg die uittog uit Egipte, die trek deur die Skelfsee en die woestynreis. In kontras hiermee begin die tweede geslag se reis in die wildernis en duur voort tot by die trek deur die Jordaanrivier. Dit behels besnydenis en die viering van die Pasga, wat lei tot daardie deurslaggewende oomblik wat die volk te wagte was, tot 'n verdere wonderbaarlike ingryping waar die Here 'n slag teen die inwoners van Kanaan sou slaan. Saam met al die voorafgaande handelinge, lei die viering van die Pasga die begin van 'n nuwe era in Israel se geskiedenis in. Daarbenewens wys die Pasga met behulp van die offerlam simbool terug op die volk se bevryding uit hul Egiptiese slawerny. As skadubeeld of tipe wys dit egter ook vooruit op die volmaakte beeld of antitipe, die algehele vervulling van die verlossingsbelofte, dit wil sê op Jesus as die lam van God. Johannes 1 vers 29 sê vir ons: Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê: Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem.
Ons lees ook in vers 36, en toe hy Jesus sien wandel, sê hy, daar is die lam van God. 1 Korintiërs 5 vers 7 sê vir ons, suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. 1 Petrus 1 vers 18 en 19 sê vir ons, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. 1 Petrus 1 vers 18 en 19. Hy wat ons uit sondeslawerny vrygekoop het. Voordat Jesus homself as die hoogste soenoffer gegee het, nuttig hy ook die laaste avondmaal, waarmee hy uit die Pasga in 'n viering van sy soendood omskep. Ons lees in Matteus 26 vers 26 tot 29. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek dit met julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader. 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26 lees ons, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26. Die Pasga en die nagmaal dui egter op 'n veel glorieryker werklikheid, die vrygekooptes wat die hemelse Kanaan betree. In Openbaring roep Johannes die skadubeelde van die trek deur die Skelfsee en die Jordaanrivier in herinnering. 'n Ander trek, die volmaakte beeld waarop eersgenoemde skadubeelde wys, word daarin beskryf. Die van die 144.000 wat voor die troon van God by die see van glas staan. En dan die viering van die Pasga en die nagmaal in die hemel. By die bruilof van die lam, 2 skadubeelde wat in die laasgenoemde beeld vervulling vind. Ons lees Openbaring 4 vers 6. En voor die troon was daar 'n see van glas, soos kristal, en in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens, vol oë van voor en van agter. Openbaring 7 vers 9 en 10 lees ons, na hierdie dinge het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande. En hulle het met 'n groot stem geroep en gesê, Heil aan ons God wat op die troon sit en aan die lam. Ons lees ook Openbaring 15 vers 2. En ek het gesien iets soos 'n see van glas, gemeng met vuur, en die oorwinnaar oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan, met sieters van God. Matteus 26 vers 29 lees ons, Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek dit met julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader. Openbaring 19 vers 9 lees ons, Toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam, en hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. Openbaring 19 vers 9.
Op watter maniere kan ons, selfs in tye wat ons nie die nagmaal vier nie, die werklikheid van die kruis voor oë hou?